Vriende, goeiemôre. Vrydag 29 Januarie en is Koffiekuier 309. Vandag op die datum dan nou, 29 Januarie 2006, 15 jaar gelede, is ek in Oeverkruin gemeente bevestig. Ek sal die 15 Januarie begin werk, maar die bevestiging kon eers die 29ste gebeur. So eintlik 'n lekker dag vir my ook om dit te onthou. Soos ek gister gesê het, gaan ek nie vandag met jou 'n spesifieke teksgedeelte deel nie, want ek wil so 'n bietjie net inleidend agtergrond oor Matteus 8, 9 en 10 vir jou gee, want nadat Matteus nou met ons in hoofstuk 5 tot 7 Jesus se bergpreek gedeel het, begin Matteus dan in hoofstuk 8 en hy vertel eintlik van die groot vertellinge van die goeie nuus van Jesus Christus. Hy sluit 'n klomp hoofstukke, 3 hoofstukke dan nou in, waarin hy so 'n seleksie maak, so keuse maak van sekere van die temas wat Jesus hanteer tydens sy aardse bediening. En veral 2 temas staan dan nou groot uit, die tema van genesing aan die een kant en aan die ander kant die tema van disippelskap. Nou, Matteus fokus op verhale waar Jesus se genesings en wonders, waar hy dit oor vertel, en dan is dit 9 genesingsverhale en 1 wonderverhaal wat hy in hierdie gedeelte hanteer. Die genesingsverhale van die malaatses byvoorbeeld, verskillende mense wat verlam is, wat weer loop, daai koorsige skoonma, die verskillende besetenis, 'n vrou wat 'n bloedvloeiing gelei het, en nou ook die dogtertjie van Jairus wat eintlik al gesterf het, maar wat dan nou genees word om weer te kan lewe. En die wonderverhaal oor die storm wat stilgemaak word, gebruik Matteus dan nou en hy verweef hierdie verhale alles met ander verhale, maar die verhale word vertel om vir my en jou iets te laat beleef van die krag van God wat in Christus gedemonstreer word. Onthou, ek het so 'n week of wat gelede ook gesê, dat Matteus maak 'n keuse om te sê, wanneer dit gaan oor die evangelie van Jesus Christus, dan is die woorde, dit wat Jesus geleer het, eintlik belangriker as die wonderverhale, want dis die inhoud van wat ons as disippels moet ken en moet weet. Die wonderverhale kom eintlik net en bevestig die krag van Christus wat hy dan nou van God ontvang. Verder fokus Matteus ook in hierdie 3 hoofstuk wat ons nou die volgende week of so gaan lees, baie sterk op die hoe van hoe Jesus gevolg moet word. Met ander woorde, waaroor disippelskap regtig gaan. So tussen hierdie verhale van genesing en die wonders deur vleg Matteus so 'n klompie verhale in oor volgelinskap, waar Jesus self dan nou met mense praat en sê, wat beteken dit om volgeling van hom te wees? Dink byvoorbeeld aan die verhaal van die roeping van Matteus self, of die uitsending van die 12. Nee, Matteus deel hierdie verhale sodat ons ook in hierdie verhale iets kan beleef en ervaar van wat dit beteken om disipel van Jesus Christus te wees. En dan brei hy ook verder uit op die ontberinge van disipelskap eintlik, om daarmee so streepie te trek om te sê, dit vra van my en jou ook 'n bepaalde stuk lojaliteit teenoor Christus, ten spyte van ons omstandighede dalk, wat nie altyd noodwendig lekker en maklik is nie. En natuurlik vleg hy ook Jesus se leringe in oor vastye en feestye, en op 'n manier probeer Matteus eintlik vir ons laat verstaan, dis hoe God se missie in hierdie wêreld uitgevoer word. Deur Jesus Christus, maar dan ek en jy wat daardie voorbeeld moet volg. Nou, hoofstuk 8 wat ons van môre af gaan lees, bevat 4 van die genesingsverhale en dan nou die 1 wonderverhaal, sowel as die eerste lering oor hoe Jesus gevolg word. En ek gaan nou nie baie daaroor sê nie, maar as ons nou die volgende paar dae met hierdie verhale besig gaan wees, dan wil ek hê jy moet oplet hoe 3 eintlik baie interessante aspekte, sake, telkens in hierdie verhale na vore kom. Die eerste is dat gemeenskap, community, as ek nou maar die Engelse woord kan gebruik, is altyd vir Christus baie belangrik. Die eerste en die laaste genesings betrek mense uit die gemeenskap, wat eintlik uit die gemeenskap gedryf is. Wanneer hulle herstel word, wanneer hulle genees word, dan kan hulle weer terugkom in die gemeenskap, en die malaatses, nie? Ons ken mos die situasie, die malaatses is altyd uitgeworpe gewees, Jesus genees hulle so, hulle kan weer deel van die gemeenskap raak. Ook daar die 2 demoniese besetenis, nie? Wat eintlik en hulle word weer deel van die gemeenskap. Die tweede genesing betrek 'n slaaf wat ook uit die gemeenskap uitgesluit was vanweë sy status in die gemeenskap, en wanneer hy genees word, dan kan hy deel word van die gemeenskap.
Dis natuurlik ook interessant dat die derde genesing, die skoma, Petrus se skoma sin, het ook 'n baie subtiele, maar tog 'n duidelike boodskap oor insluiting in die gemeenskap van die familie. Wanneer die tannie genees word, dan raak sy weer deel van die familie, dan word die gemeenskap en die familie ook weer herstel. So hierdie een tema staan baie sentraal, dat Jesus eintlik vir ons wil leer dat gemeenskap, community, is verskriklik belangrik. Die tweede aspek wat ons gaan optel is oor geloof wat sentraal staan. Die genesings word in 2 gevalle direk aan geloof gekoppel. Die malaatse maak sy genesing afhanklik van Jesus se wil, en Harry Hektatontarg, die hoofman oor 100, word spesifiek vir sy geloof uitgesonderd deur Jesus, hoewel dit eintlik meer geloof in aksie is, maar dit word geregistreer dat geloof aan hierdie genesings dan ook gekoppel word. Selfs die 2 demoniese besetenis, kom hom tegemoet, kom na hom toe, en hoewel die demone nie juist daarmee tevrede is nie, word hulle genees op grond van geloof wat in Jesus Christus geopenbaar word. Ook wanneer skoonma van Petrus genees word, dan is dit doodgewoon omdat Jesus haar raak sien, en sy dan nou eintlik tot geloof opgeroep word. So, die tweede belangrike ding is dat ons in hierdie wonderverhale gaan sien, dat genesing en wonderverhale, dat dit gekoppel word aan geloof in God. God gee dit, selfs al word dit dan ook soms nie gevra nie. En dan die derde ding wat vir my uitstaan in hierdie gedeeltes, is dat gesprek, daai dialoog, daai kommunikasie gebeure, heeltyd op 'n manier ook deurslag gee, dat dit plaasvind. Die genesings vind meestal plaas in 'n konteks van 'n gesprek met Jesus, mense wat na hom toe kom, met hom praat oor 'n sekere saak, en dan raak hy hulle aan, of hoe ook al, maar hy genees hulle. Is net in die geval van Petrus se skoonma waar dit so 'n bietjie anders is, want is Jesus wat daar met sy besoek en verblyf in Petrus huis, dan nou raak sien en genees. Maar die genesing en verder verloop van die besoek het alles met die ervaring van Jesus se teenwoordigheid te maak, die feit dat sy presence, sy geloofwaardigheid, wil ek amper manier daar is, maar dat die gesprek heeltyd plaasvind. Die wonderverhale betrek ook hierdie 3 aspekte: gemeenskap, ons vergaan, ons kan dit nie maak nie, die ouetjies daar op die boot, geloof, wanneer Jesus hulle aanspreek as klein gelowiges, en dan die gesprek, om in te kom op die punt om te sê, maar dit gaan oor my teenwoordigheid, dit gaan oor God se teenwoordigheid in jou lewe. Vriende, dis sommer so 'n paar opmerkings wat ek graag wil maak vir oggend net, voordat ons dan nou môre van Matteus 8 vers 1 tot 17, daardie gedeelte gaan saamlees. Let in hierdie verhale op, die belangrikheid van die gemeenskap, die belangrikheid van geloof, die belangrikheid van gesprek. En as 'n mens dit dan nou sê, dan wil ek dit weer deurtrek na ons eie lewens van vandag toe. Ons moet dit mos doen, Ons lees mos nie die Bybel net as 'n objektiewe waarheid van buite af wat baie interessant is. Ons vra, wat sê dit vir ons lewens? As ek vanmôre, voordat ek 'n gedenkdiens van Anton Prinsloo gaan doen, oor hierdie goed moet nadink, dan besef ek net weer dat God besig is in mense se lewens waar daar 'n community, 'n gemeenskap belangrik is, waar mense in gemeenskap met ander gelowiges moet kan leef. Die tweede ding, dat die Here Jesus ons altyd in alles in hierdie lewe oproep tot geloof. Oproep tot op 'n punt wat ons kan sê, Here, ek glo, ek hou aan U vas. En vanuit daardie geloof en daardie verhouding met hom, dat dit dan na gesprekke toe sal uitlei. Wat ons met God het, God met ons het in die eerste plek, maar in die tweede plek ook wat ons as gelowiges na die wêreld toe uitdra. Ek hoop regtig dat hierdie paar gedagtes vir jou so effens van 'n bril sal wees, waardeur ek en jy na Matteus 8, 9 en 10 kan kyk, en dat ons die reis wat ons dan van môre af gaan aanpak rondom hierdie paar hoofstukke van Matteus, dat ons dit ook sal beleef as 'n stuk toerusting vir ons eie geloofslewe en die pad vorentoe wat die Here vir ons beplan. Kom ons sit so, dan bid ons vanoggend ook saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre U kan aanbid, dat ons U kan loof, dat ons U kan prys as ons koning, as die een wat ook in ons lewens ingetree het met die wonder van genesing, die wonder van geloof en verlossing, en dat U met ons in 'n verhouding wil leef.
En as ons dan in die volgende paar dae Vader hierdie verhale gaan lees wat Matteus vir ons opgeteken het van Jesus se bediening, waar hy mense genees het, waar hy wondertekens verrig het, dan is ons gebed dat U vir ons sal help om heeltyd ook deur die lens van gemeenskap, geloof en gesprek na hierdie sake te kyk en elkens vir onsself sal vra, wat beteken dit vir my eie lewe en hoe ek as disipel van Jesus leef elke dag. Dankie dat ons dit kan bid en kan weet, U gaan dit met ons doen. U gaan met ons hierdie pad loop. Here, ons dink aan elkeen in ons koffiekuier gemeenskap en ook in wyeer familiekringe wat U op 'n besondere manier nou nodig het. Ons dink aan hulle wat geliefde in 'n dood afgegee het. Ons dink aan die Prinsloo gesin en familie wat vandag by wyse van spreuke rondom oopgraf staan en van hom Anton moet op 'n finale vlak afskeid neem. Ons dink aan hulle wat met gesondheid worstel, wat dalk die sleg nuus gekry het dat die kanker weer terug is en dat daar 'n nuwe pad van behandeling dalk voorlê. Here, U is die geneesheer, die groot geneesheer. En daarom is ons gebed dat U ook sal ingryp in elkeen wat U aanroep se lewens. Dankie vir U liefde. Dankie dat ons U kan vertrou ook om die pad met ons te loop. Here Jesus, ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, dankie vir jou saamkuier ook vir oggend. Ja, die energievlakke by ons is nie heeltemal so baie nie. Daar's ongelooflik baie dinge wat in ons lewe nou gebeur, gedoen moet word, agter mekaar moet kry en elke keer as ek dink, ek het nou so 'n lysie gemaak van alles wat gedoen moet word in hierdie proses van beroep word, moet besluit neem en dan nou die reëlings daarmee tref. Net soos ek dink ek nou die lysie vir alles wat, dan dink ek aan nog iets wat moet gebeur. Onder andere besef ek my huweliksbevestigers leer moet van 'n Vakasia se kantore oorgedra word iewers in Port Elizabeth en jy weet hoe gaan ek met binnelandse sake. So dink maar aan ons ook as gesin, maar ons is tog ook opgewonde oor die fase waarin ons is. En ek hoop jy het 'n mooi Vrydag verder. Geniet jou koffietjie. Ons sien mekaar môreoggend weer en dan gaan ek natuurlik weer iewerster of vandag of môre vir jou die skakel na ons aanlyn erediens in die gemeenteplaas ook, wat jy dan 'n Sondagoggend as jou koffiekuier geleentheid kan gebruik. Dominee Corneille Randall begin met ons toewydingsreeks vir die jaar wat hy en Peter so saaklik doen en ek sluit dan die volgende Sondag, die 7de Februarie, daardie reeks af. Intussentyd, geniet jou koffie, geniet jou dag en mooi loop. Ons sien mekaar môreoggend.